Goed, 2.2, kontantvloeistaat wat ons moet doen, hè. Nou, hulle het nogal, ons hoef nie alles in die kontantvloeistaat te doen nie. Hulle sê hulle het reeds sekere goeders vir ons voorsien in die antwoordboek. So, omdat daar grys areas is, beteken dit ons gaan dit nie hoef te gebruik of nodig kry nie. So, nou moet jy weet, in kontantvloei van bedryfsaktiwiteite is kontant gegenereer van bedrywighede, rente betaal, onthou jy nou volgende, belasting betaal, en dividende betaal. So kom ons doen daai eerste. Okay. Kom ons kyk die inligting van belasting wat hulle vir ons gegee het. Onthou jy nou weer, belasting betaal werk so, ons vat die beginbelasting, daar's mos so nota. As dit 'n debiet is, dan is dit nie in hakkies nie. As dit 'n krediet is, dan is dit in hakkies of 'n minus, nee, die saldo. Dan die inkomstebelastingbedrag word dan afgetrek ook en aan die einde as dit 'n debiet saldo is, dan gaan dit afgetrek word of in hakkies kom en as dit 'n krediet saldo is, word dit geplus of dit is nie in hakkies nie. So kom ons kyk. Waar kry ons die belasting betaal? In die staat van finansiële posisie en in die inkomste staat. So in die inkomste staat gaan dit inkomstebelasting, daar gee hulle vir ons altyd daai bedrag en ons gaan kyk na SAID inkomstebelasting. En SAID inkomstebelasting kan of wees in die staat van in die handels en ander ontvangbares nota as dit 'n bate is of 'n debiet saldo het, of in die handels en ander betaalbares nota as dit 'n krediet saldo het, dan is dit 'n las, nee. So kom ons kyk. Hulle gee vir ons aan die begin van die jaar 'n debiet saldo. Nou wat het ons gesê? 'n debiet saldo is plus. En die debiet saldo is 22.800. So ons gaan sê 22.800 en dit is nie in hakkies nie, dit is 'n plus, nê? Inkomstebelasting word geminus. So daai 430.000 word geminus. Minus 430.000 en dan kyk ons na die eindsaldo. As dit 'n debiet saldo is, word dit geminus, as dit 'n krediet saldo is, word dit geplus. So dis 'n krediet saldo. So ons gaan nou plus 47.200. En dan gaan ons kry 'n rente betaal en altyd in 'n hakkie gaan wees 360.000. Onthou, altyd in 'n hakkie. Okay. Dividende betaal is baie maklik. Dis die aandeelhouersbelang se saldo van die vorige jaar. Okay, en dan is dit die interim dividende. Die twee of die tussentydse dividende, daai twee tel jy net bymekaar. So kom ons kyk, waar kry ek die interim dividende? Dit moet gewoonlik by 'n aansuiwering wees, nê. So hierso gee hulle vir ons interim dividende is daar en dit is betaal klaar. So die interim dividende is 192.000. So ons gaan dit daar inskryf, 192.000. En dan gaan ons plus die aandeelhouersbelang van die vorige jaar. Waar gaan ons dit kry? In die laste afdeling in die staat van finansiële posisie, nê. So kom ons kyk. Hierso is dit. Aandeelhouers vir dividende. Hier is die saldo aan die begin van die jaar. So daai 133.500 gaan ek nou net hier by plus 133.500 en dan kry ek my totale dividende betaal wat 325.500 is. Okay, dit is eenvoudig genoeg. Ek gaan niks met dit nou doen nie, want daar's nie 'n kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite se totaal wat bereken moes word nie. Goed, kontantvloei uit van finansieringsaktiwiteite, daar moet jy weet, hoe word my besigheid finansier? Deur aandele of deur lenings. So my lenings kan meer of minder raak, daar kan 'n invloei of 'n uitvloei van geld wees vir lenings. As my lening meer raak, wat gebeur met my geld? Dink aan fisiese kontant, as jy geld leen by jou ma. Wat gebeur met jou geld? Jy kry 'n invloei van kontant, dis hoekom ons geld leen by ons ma, nê. Wat gebeur as ek my geld moet terugbetaal? As my skuld by my ma minder raak, want ek betaal haar terug. My geld vloei uit, nê. Maar as ek geld leen en my skuld word meer, dan is daar 'n invloei van geld. Aandele, daar kan twee goeders wees. Uitreik van aandele is 'n invloei van geld, nê, want ek kry nog geld. As ek terugkoop van aandele, is 'n uitvloei van geld. So hy moet in hakkies kom, want ek koop aandele terug. Ek kry die aandele, maar ons dink nou net aan die kontant wat ek gebruik om dit mee terug te koop. En onthou daai terugkoop gaan die totale prys wees. Dit gaan die aandeelhouers aandelekapitaalbedrag plus die behoue inkomstebedrag wees, die totale terugkoopbedrag. So kom ons kyk gou wat gee hulle vir ons. Gee hulle vir ons ietsie van lenings of aandele aangekoop of aandele teruggekoop. So hulle gee of aandele uitgereik of teruggekoop. Hier gee hulle vir ons nuwe aandele uitgereik en ons het die bedrag, nê, daar in ons aandelekapitaalnota. So daai 1.8 miljoen gaan ons sê aandele uitgereik. So ons sê aandele uitgereik
en jy gaan daar 'n saamwerkpunt kry, want jy het ons nou dit reeds bereken. Daar is ons dit, en daar is ons dit. Ok, nou aandele teruggekoop. Aandele teruggekoop gaan ons nie net kan gebruik in ons aandelekapitaalnota nie net. Ons gaan dit moet gebruik plus die ander net. So aandele teruggekoop was die aandelekapitaalbedrag wat 360.000 is. Onthou julle, ons het 75.000 aandele 40.000 aandele teruggekoop teen 80 sent meer as die gemiddelde prys. So die gemiddelde prys was R9, so ons het daar die R360 bereken. Nou moet ons sê, die 80 sent wat meer is as die gemiddelde aandeleprys, maal met 40.000 en dit gaan die behoue inkomste bedrag wees, nee. So daar is die gemiddelde aandelekapitaalbedrag en die behoue inkomste bedrag. So daai bedrag gaan wees 32.000. So ons gaan sê 360.000 plus 32.000. Onthou nou weer, die 360.000 is die aandelekapitaalbedrag wat was vir die gemiddelde aandeleprys en die 32.000 is daai ekstra bedrag wat na behoue inkomste sou gegaan het wat meer is as ons gemiddelde aandeleprys. En dit gaan vir ons gee 'n bedrag van 392.000. Hoekom is hy in hakkies? Want daar's 'n uitvloei van geld. Ek koop dan hierdie goederes terug by die aandeelhouers. Nou kyk ons al wat oorbly, ons het die aandele uitgereik, ons het die aandele teruggekoop. Kyk, kom ons kyk na ons lening. Het ons lening toegeneem of afgeneem? Ons lening het toegeneem, nee. So hy is verhoog. As ons lening verhoog, is daar 'n invloei van geld, want ons kry nog meer geld, nee. So lening het verhoog en dan kan jy daar maar skryf. Die bedrag was 2.550.000 miljoen minus 900.000 en dan kry ek die verhoging van 650.000. Ok, en daai 650.000 is geld wat invloei, dis hoekom hy nie in hakkies is nie. Nou kan ek die totale kontantheid finansieringsaktiwiteite bereken. Hoe doen ek dit? Dis net al drie hierdie geplus en geminus by mekaar. So ek gaan sê 1.8 miljoen omdat hy in hakkies is, minus 392.000 omdat hy nie in hakkies is nie, plus. So ek gaan sê minus en plus. En dan gaan ek kry 'n totaal van 205823. Ok. Dan kontant ekwivalente, netto verandering gaan bietjie moeilik wees. Ons gaan dit nie van bo af kan bereken nie, want ons kort hierdie bedrag, nee, ons het hom nie. Ons het hom en ons het hom. Ons kort daai ene. So kom ons gaan verder, dan kyk ons of het ons iets van kontant ekwivalente. Kontant ekwivalente is bank, as jy dink aan die kontant ekwivalente nota, kleinkas en byvoorbeeld wisselgeld. Dit is kontant ekwivalente. Kom ons kyk wat het ons. Hierso gee hulle vir ons kleinkas en wisselgeld. Okay, dit is my kontant ekwivalente meer en dan het ek 'n oortrokke bank, nê, nee, wat my kontant ekwivalente minder maak wat 'n hakkie gaan wees. So hoe gaan ek die kontant ekwivalente aan die begin van die jaar kry? Ek gaan sê die oortrokke bank was minus 45200 en dan plus ek die kontant ekwivalente daarby. En dan kry ek dit is 42400. Baie belangrik, dit moet in hakkies wees. So daar is al kontant ekwivalente, daar's niks verder nie. En ek gee nie behoue inkomste, lening, ons niks anders nie. So nou, dit is die kontant ekwivalente aan die begin van die jaar. Aan die einde van die jaar is daar slegs 'n kleinkas en 'n wisselgeld. So daai 101.100, dit is my kontant ekwivalente aan die einde van die jaar, soos wat hulle dit daar vir ons voorsien het. Stem jy saam? As ek hierdie twee van mekaar aftrek, dan gaan ek kry die netto veranderinge en kontant, eintlik bytel, nee. Die netto veranderinge in kontant ekwivalente. So ek gaan terugwerk, daai plus daai afgetrekte bedrag gaan vir my netto veranderinge in kontant ekwivalente gee. En dit gee vir my 143.500. So daai het ons nou ons totale kontant vir die staat voltooi. Onthou nou net, as jy nie daai kan bereken nie, moet nou nie vries nie. Gaan kyk, het hulle iets vir ons gegee van kontant ekwivalente? Jy weet mos nou dis bank en kleinkas en wisselgeld. So kyk enige inligting wat hulle rakende dit vir ons gegee het. Dan kyk jy of jy dit nie kan voltooi nie. OK. Dit is die einde van vraag 2.